Nou wil ek hierdie geleentheid gebruik om die aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom. My gebed is dat julle vanoggend se diens saam met ons sal geniet en mag die Heilige Gees ook in en deur julle werk soos wat ons in die woord ingaan. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n tema. Waar kom dit vandaan? Nou julle dink aan daai liedjie, waar kom dit vandaan? Waar gaan dit? Nee, nie daai nie. Dit sê waar kom dit vandaan? En die woord sê in Hebreërs 11 vers 3 sê die volgende: omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Ek en jy het elkeen 'n prentjie van hoe goed veronderstel is om te lyk in ons lewe. Ek en jy het 'n prentjie gehad oor 2025, oor hoe ons gedink het dit gaan lyk in Januarie, toe ons nuwejaarsvoorneme gemaak het, Desember 2024. Ons het 'n idee oor wanneer ons moet trou. Ons het 'n idee oor wanneer ons kinders moet trou. Ons het hierdie idee vir die prentjie van wat ons kinders moet word om eendag suksesvol te wees. Ons het hierdie idee oor hoe kerke moet lyk. Ons het hierdie idee oor hoe ons God moet aanbid. Ons het hierdie idee oor hoe ons land moet lyk en wat ons land moet wees in hierdie tyd. En ek het stil geword en myself die vraag gevra, waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie prentjie vandaan? Hierdie idee van wat jou kinders moet swat om suksesvol te wees? Jou idee van hoe 'n kerk moet lyk, jou idee van hoe aanbidding moet lyk, jou idee van wanneer jou kinders moet trou, jou idee van wanneer jy moet trek of nie moet trek nie. Jou idee van wat die Here jou voorgeroep het, waar kom hierdie prentjie vandaan? Is daar enigiemand vanoggend wat die idee gehad het van 'n prentjie vir 2025 en nou terugkyk en sê, maar dis wat ek veronderstel het nie? My vraag is, waar kom daai prentjie vandaan? Uit watter plek het daai prentjie geboorte gegee? En hier is die ding wat ons in die woord sien. Dit is belangrik om te weet hoe Jesus gekom het, om te verstaan hoekom Jesus gekom het. Dit is belangrik om te weet hoe hy gekom het, om te kan verstaan hoekom hy gekom het. En volgens Matteus sien ons primêr dat Jesus uit 42 geslagte van geloof kom. Dus party teoloë sê hier is uit Maria, wanneer ons skryf uit die ander gospels deur Josef kan dit anders lyk. Maar Matteus skryf spesifiek en hy sê 42 geslagte van geloof. Abraham tot Dawid, 14 geslagte. Dawid tot ballingskap, 14 geslagte. Ballingskap tot Jesus se geboorte, 14 geslagte. Nou, dit is interessant, want in Hebreëus, die naam Dawid maak die nommer 14, en ons praat van Jesus, the son of David, en die Here praat iets van 'n volmaaktheid wat gekom het, God van generasies. God wat oor tyd gekom het en 'n prent gehad het, wat in die wêreld moes inkom, wat moes geboorte gee, sodat ek en jy vandag kan lewe in die vryheid van wie Jesus is, van Jesus wat aan 'n kruis gesterf het vir ons sondes, wat sy gees uitgestort het, sodat ons in oorwinning kan lewe. Hoekom? Want die wêreld wag vir openbaring van die seuns en dogters van God. En dit maak in my hart hierdie prentjie vas, dat God is nie altyd hastig nie. God het hierdie deurdink lank voor ons gelewe het. 42 geslagte van geloof en 'n seun word gebore vir die wêreld en 2000 jaar later sterf aan 'n kruis, sodat ek en jy kan deel in die grootste geskenk wat hierdie wêreld ooit ontvang het. En ek kyk na hierdie prentjie en ek begin in my hart wonder, hoekom lyk goed soos wat dit lyk? Hoekom lyk die wêreld soos wat dit lyk? Hoekom gaan ons na kinderkonserte toe en daar's 3 wyse manne op die verhoog, wanneer die woord nie sê daar was 3 wyse manne nie? Hoekom praat ons van die wyse manne en die herders, maar hulle was nie eens in die Bybel op dieselfde tyd bymekaar nie? Ons het hierdie prentjie geskets vir die wêreld van 3 wyse manne, omdat daar 3 geskenke was, maar daar kon 3 wyse manne gewees het of 300 wyse manne gewees het. Maar ons skets 'n prentjie vir ons kinders, vir 'n volgende generasie,
omdat ons 'n sekere prentjie het oor hoe dit moet lyk. En ek sê, Here, maar hoe lyk hierdie prentjie? Wat is hierdie prentjie wat ons aan mekaar sit? En Paulus skryf en hy praat met Timoteus en aan die einde van hoofstuk 2 vertel hy vir hom wat om te doen, hoe om mense te help. Wanneer hy met hulle praat, wanneer hy met hulle werk, wat is sy rol? En ons sien eintlik iets baie mooi oor hierdie prentjie. Oor hoekom sekere prentjies gevorm word. Oor hoekom daar sekere gedagtes is wat ons koester, gebaseer op goed wat ons sien, goed wat ons lees, goed wat ons verstaan. En hy deel 'n gedeelte en hy praat oor die woord self hier in die Grieks en dit sê die uniekheid van die individualiteit van 'n persoon wat hom onderskei van enige ander persoon. Met ander woorde, hy sê eerste wat jy moet verstaan Timoteus is dit dat ek en jy is albei uniek. Ons is self. Ons is uniek geskape, anders as ander. Hy maak eers hierdie beginsel in sy hart vas. En ek wil hierdie beginsel eers in jou hart vasmaak voor jy hierdie prentjie in jou kop begin bou oor waarheen ons op pad is, waar kom dit vandaan. Ek wil oor jou verklaar vanoggend, ek wil jy moet verstaan dat jy uniek is, dat God jou uniek geskaap het, individueel. Daar's 'n rede hoekom jy hier is, daar's 'n rede hoekom jy op die aarde is, daar's 'n rede hoekom jy gebore is in die tyd wanneer jy gebore is. Dis 'n goeie plek om te sê amen. En dan sê Paulus vir Timoteus, die probleem met mense wat jy sal raad gee, wanneer jy met hulle praat, is dit, hulle staan hulle self teen. Hy sê, hier's wat gaan gebeur wanneer jy met mense begin praat, hulle gaan hulle self teenstaan. God het 'n plan met wie, wat en waar hulle moet wees, en God se plan maak hulle individueel en uniek, maar hulle leef in teenstelling met daardie plan. Hy sê, wanneer jy die woord deel, wanneer jy met mense begin praat, moet jy verstaan dat daar 'n plan was, dat God hulle gekies het om uniek te wees, om individueel te wees, die wie, waar en wat, het God reeds aan geboorte gegee, maar wanneer jy by hulle kom, moet jy verstaan, hulle gaan hulle eie ding wil doen. Hulle gaan doen wat hulle dink goed is. En 'n skrywer skryf die volgende, en hy maak 'n gevolgtrekking, hy sê, is perspektief skep nie realiteit nie, maar eerder dat realiteit perspektief skep. En my vraag aan jou vanoggend is skep perspektief die realiteit in jou lewe? Of is die realiteit van jou lewe 'n nuwe perspektief? Deur watter lense kyk jy na die realiteit van wat in jou lewe aangaan? Was daar 'n sekere perspektief en die realiteit is nie in lyn met die perspektief nie, of bring die realiteit weer vir jou 'n nuwe perspektief? Sodat jy volgende jaar weer kan sê, hierdie perspektief was nie in lyn met die realiteit nie, en dan skep ons weer perspektief. Sien, daar's perspektief en daar's 'n realiteit. En die realiteit is dat ons hier is vanoggend en dat die Here afspraak met ons het. En wat ons perspektief oor dit is, kan net gevorm word deur een ding, en dis die woord van God en inspraak van die Heilige Gees in ons lewens. Nie deur stories, nie deur mense, nie deur ons ervaring nie, maar deur wie God is. Deur die woord wat God reeds oor ons lewens vasgemaak het. Spreuke 4 vers 7 sê, die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom en gee alles wat jy het om insig te kry. Dit sê die wysheid kom eerste. Nou iemand het eendag hierdie vir my gesê en dan gaan dit sê soos wat dit is, so vat dit maar met 'n knippie sout. Hy het gesê ek wil hê jy moet die volgende verstaan, liefde sal nie jou huwelik aan mekaar hou nie. Sê ek dink dit klink vir my baie Bybels nie. Dis hy sê en ek is baie lief vir vliegtuie, maar ek weet jy wil te vlieg nie. Sien, ek is baie lief vir vliegtuie, maar ek weet jy moet te vlieg nie. Jy kan baie lief wees vir jou vrou, maar as jy nie hanteer soos wat die woord van God jou instruksie gee nie, gaan die liefde dit nie by mekaar hou nie. Jy kan lief wees vir kerk, jy kan lief wees vir dit wat jy doen in die wêreld, jy kan lief wees vir die roep oor jou lewe, maar as jy dit nie vasmaak met wysheid en met insig onder leiding van die Heilige Gees nie, gaan dit nie aan mekaar bly nie. En hy sê, vat wysheid, sorg dat jy dit bekom, en gee alles om insig te kry. En dan gaan Paulus verder en hy skryf aan die kerk van Filippense op sy tweede sendingsreis uit Rome. En hy skryf eintlik oor 3 goed. Hy skryf oor die filosofie
oor die patrone en oor die prys van 'n Christelike lewe. Van wat dit is om 'n hoë roeping te dra. En Paulus sentreer hierdie hoofstuk 4, ons gaan nou kyk Filippense hoofstuk 4, vers 5 tot 10, hy sentreer hierdie hoofstuk rondom die konsep van vrede. En hier's wat dit sê in vers 5. Dit sê, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Kan ek daai weer lees? Of is dit nie 'n goeie skrif hierdie tyd van die jaar nie? Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang het, en gehoor het, en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Met ander woorde, Paulus sê 4 goed. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Maak jou versoeke aan God bekend. Dink aan die goeie dinge. En dan doen hy wat Nike sê, sê just do it. Kom op 'n plek waar jy eintlik net begin doen. En ek wil hierdie eerste punt gaan in jou hart vasmaak. Dit sê, moenie bekommer wees nie. Ek en jy kan sê, Paulus, dit is maklik vir jou om te sê, want ek het rekening om te betaal, ek lewe in 'n ander wêreld as jy. Inflasie is eintlik 'n realiteit nou. Daar's dae wanneer my geld minder word in die bank, nie meer nie. Ons kan daai perspektief inneem en sê, Paulus, hierdie is die realiteit en dis hoekom ek voel soos wat ek voel. So dis maklik vir jou om te skryf, moenie bekommerd wees nie, maar daar's dae wat ek bekommerd is. Sien, Paulus was in die tronk toe hy die brief geskryf het. 39 houe oor sy lewe ontvang, skipbreek gelei, 'n slang wat hom gepik terwyl hy goeie geding het. Ek dink Paulus het iets verstaan van bekommernis in die tyd waarin hy gelewe het en hy skryf uit hierdie plek uit en hy sê, ek wil nie met bekommerd wees nie, want bekommernis is nie produktief nie. Om bekommerd te wees, gaan hierdie situasie verander nie. Hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby en wees oor niks besorg nie. Ek wil volgende hier in jou hart vasmaak. Mag vriendelikheid. Iemand sê, if you're happy, tell your face about it. Mag hierdie seisoen verstaan dat God is getrou. God se getrouheid gaan nie verander nie. En ek en jy kan kies om te bekommer oor dit wat kom, of ek en jy kan kies om te rus in wie God is. En ek wil jou uitdaag en aanmoedig om hierdie feesseisoen te rus in wie God is. Om nie bekommerd te wees nie, om te sê, ek weet U is in beheer. Ek weet U is my God en ek weet U voorsien. Dis 'n perspektief wat 'n realiteit moet word in ons lewens. Die tweede ding wat Paulus skryf, hy sê, maak jou versoeke aan God bekend. Ek wil jou vra vanoggend, weet God wat in jou hart aangaan? Weet God wat in jou hart aangaan? Of weet net jou selfgroepleier? Of word net die vriend van wie jy tee drink, weet net hy wat in jou hart aangaan? Dat sê, maak jou versoeke aan God bekend. Nou ek sê nie, jy mag nie wat op jou hart is deel met mense wat vir jou lief is nie. Jy moet, sodat hulle saam met jou kan bid. Maar my vraag vanoggend is, weet God wat in jou hart aangaan? Het jy al stil geword in hierdie tyd en jou versoek aan hom bekend gemaak? Jou bekommernisse by sy voete neergesit en gesê, Here, hier is my hartsbegeerte. Die Engels skryf het mooi, het sê, commit yourself unto the Lord, delight yourself in Him, and He will give you the desires of your heart. Maak dit eers vas. Maak dit eers vas in sy woord en wie hy is. En dan wanneer jou begeertes aan hom bekend maak, dan sal die Here kom. Sien, Paulus het verstaan
wat dit was om te bid. Hy het verstaan dat gebed 'n rol gespeel het in sy verlos van vervangingskap. Op 'n tyd bid Paulus en daar's 'n doring in sy vlees en hy sê, maar dat hy die genade sou ontvang om in hierdie moeilike situasie te lewe. Met ander woorde, hy sê nie, Here, al die doring uit nie, hy sê, gee my die genade. Gee my dit wat ek nodig het in hierdie seisoen, om deur te kom. Want ek weet ons se volgende, en ek weet God is getrou. Ek wil jou uitdaag in hierdie feesseisoen wat voor lê. Om nie bekommerd te wees nie. En om 'n punt daarvan te maak, om jou versoeke aan God bekend te maak. Die derde ding wat Paulus skryf, hy sê, dink aan goeie dinge. Met ander woorde, bedink dit. Nou hier is wat iemand gesê het. Iemand het een keer gesê, 5% van mense dink, 10% dink hulle dink, en 85% sal eerder sterf voor hulle dink, en die 10% wat dink hulle dink, is net besig om vooroordeele te rangskik, sodat hulle dink regtig. Amen. Sê, bedink die goeie. Moenie beheer word deur jou gevoelens nie. Paulus was valsliks beskuldig en in die tronk gegooi. Paulus het verstaan hoe dit gevoel het om verwerp te wees. Paulus het verstaan hoe dit gevoel het om aan die verkeerde kant van die muntstuk te wees. Ek dink daar was tye wanneer hy frustreerd was. Daar was tye wat Paulus sy handelig opgegooi het en sê, Here, maar hoekom? En Paulus gevoel het soos wat ek en jy partykeer voel wanneer ons deur situasies gaan. Maar dis uit hierdie plek het waar Paulus skryf en hy sê, dink oor die goeie dinge, bedink dit. Die Engels sê, as a man thinketh, so he is. As he thinketh. Ek wil jou vra, waar dink jy? Wanneer jy gedagtes koester, koester jy gedagtes van vrede? Koester jy gedagtes wat sê, ek weet ek is gekies. Ek weet die woord sê, I was predestined for adoption into sonship. Koester jy gedagtes dat daar roep oor jou lewe is? Koester jy gedagtes dat die Heilige Gees jou liefhet en naby jou is en jou lei? Koester jy gedagtes dat jou ore en jou hart oop is vir inspraak, vir insig en vir wysheid? Of koester ons gedagtes van haat, van seer, van Here, hoekom nie? Of Here, hoekom? Kan ek jou uitdaag in hierdie feesseisoen om te dink oor dit wat goed is? Om na te dink oor dit wat goed is. Dit sê, blessed is he who meditates upon the word of God. Geseënd is hy wat stil word en net mediteer oor wie God is en wat God vir ons gedoen het. Want hier is die een ding, het gaan nie verander nie. God gaan nie verander nie. Sy woord gaan nie verander nie. Sy woord wat vrygestel is in hierdie wêreld, gaan nie verander nie. Kan ek jou uitdaag om oor dit te dink, om oor dit na te dink. Paulus se geheim tot persoonlike vrede was dit. Hoe dink ek? Ek wil jou uitdaag om stil te word in hierdie seisoen. En ek gaan dit bly herhaal om ontslae te raak van jou bekommernisse. Om te sê, ek weet ek kan nie, maar U kan. Om jou hart aan God bekend te maak. Deur gebed. En om die goeie te oordink. En die laaste ding wat Paulus sê, hy sê, doen dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Daai skrif konfronteer my nogal partykeers wanneer ek dink aan my kinders. Ek wil sê wat julle geleer het en ontvang het en gehoor het, doen dit. Dis daai ene wat sê, en wat julle in my gesien het, doen dit. Ek dink Paulus maak sy hart oop. En vir 'n oomblik is hy net reël. En hy sê wat julle gesien het, wat julle geleer het, dit wat julle in my gesien het, gaan doen dit.
Die brief van die Filippense word die brief van vreugde genoem, maar dit is uit die tronk uit geskryf. My vraag is, kan jy die lewe deur die rooster van dankbaarheid sien? Kan ek jou aanmoedig om jou lewe deur die rooster van dankbaarheid te sien? Jou prentjie het nie gelyk soos wat jy wou gehad het, hy moet gelyk het in 2025 nie. En myne ook nie. En my vrou se ook nie. Maar hier is iets wat ek weet. Ek is vandag nog hier. En net so getrou soos wat God was in Januarie, so getrou is hy vandag. En ek kan terugkyk oor hierdie jaar en sê, Here, dit het nie gelyk soos wat ek gedink het dit moet lyk nie. Here, my perspektief het verander, want die realiteit het anders gelyk as wat ek gehoop het dit gaan lyk. Maar hier is wat ek weet. U is getrou, u is nog steeds hier, en dankie vir die voorreg wat ek gehad het om te kan deel in dit, want die plan is groter as my plan, die gedagtes is groter as my gedagtes. En sal u alles wat ek hierdie jaar deur vasvat in my vorm, sodat ek 'n beter ek kan wees. Dit sê alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. Jou jaar het nie gelyk soos wat hy moes gelyk het nie, of het hy? Miskien verander jou perspektief. Miskien kyk jy terug en sê die realiteit is, hy het nie gelyk soos ek gehad het hy moet lyk nie. Maar wanneer ek vanoggend hierdie woord hoor, besef ek dat dit oukei is. Dat God nog steeds hier is. Die hele jaar daar was. En daarom kan ek kom en net weer my hart aan hom bekend maak. Daarom kan ek kies om gedagtes te koester van vrede, van wie God is. Prioriteite. Iemand het eendag gesê, moet nooit sê ek het nie tyd nie. Sê eerder, ek ag dit nie hoog genoeg om my tyd te gee nie. Ek wil hierdie feestyd doen prioriteite en julle, en nou preek ek vir myself. Ek wil 'n prioriteit in jou hart kom vasmaak. Moenie sê jy het nie tyd nie. Kyk jouself in die spieël en sê, ek ag hierdie nie hoog genoeg om my tyd te gee nie. En as dit nie die waarheid is nie, dan gee jy dit tyd. Kan ons dit agree? Gaan jy gou so my selgroep toe kom? Nee, ek het nie tyd nie. Okay. Kom ons kyk mekaar in die spieël. Ek ag selgroepe nie hoog genoeg om my tyd te gee nie. As dit die waarheid is in jou lewe kry, dan bly jy by die huis. Maar as dit nie die waarheid is nie, dan maak jy tyd om daarby uit te kom. En stelselmatig sal prioriteite in jou lewe verander en in lyn kom met die roep oor jou lewe. Maar ek en jy moet 'n keuse maak. Paulus sê, en doen dit. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek is 'n baie slegte doener. Baie slegte doener. Ek kan dink, ek kan filosofeer, ek kan al die planne uitdink en uitskryf op 'n wit bord. En in die tyd wanneer ek klaar gedink het, het my vrou al die helfte uitgevoer. Ons het nodig om oor te gaan in aksie. 2026, 'n jaar van aksie. 'n jaar van inbeweeg in dit wat Here reeds instoor het oor ons lewens. Waarvan hang jou vrede af? Van watter prentjie? Vir ons nagmaal ingaan, wil ek dit net by jou hart vasmaak. En jy kan hierdie self antwoord, waar jy sit. Waarvan hang jou vrede af? Van watter prentjie? Geld, huwelik, kinders, kerk, werk, gesondheid. Waarvan hang jou vrede af? Want dis wat Paulus sê. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Maak jou versoeke aan God bekend. Dink aan wat goed is. En doen dit. En wanneer ons vanoggend nagmaal saam gebruik, sy familie vir ons in die feestyd ingaan, wil ek hê ons moet dit doen met hierdie gedagte. Ons moet deel in nagmaal en vanoggend kies om te sê, Here,
Ek raak ontslaaf van hierdie bekommernisse. Ek raak ontslaaf van hierdie bekommernisse in my lewe. Here, ek kies vanoggend om my versoek aan U bekend te maak. Ek neem vanoggend 'n standpunt in en van nou af vorentoe gaan ek dink oor dit wat goed is. En ek maak vanoggend 'n besluit om nie te stagneer nie. Ek maak vanoggend 'n besluit om te sê doen. En ek kies om in te stap in dit wat U reeds vir my instoor het. Kan ons dit doen? Maar Lies vir ons op die kies te bly. En dan kan jy jouself help met die nagmaal-elemente. Sal die laaste een wees vir 2025, is jy reg vir hom? Aan my linkerkant, jou regterkant, my regterkant, jou linkerkant, my voorkant, jou agterkant, maar nee, ek grap som. Jy kan opstaan elemente is aan my linkerkant en my regterkant en aan die agterkant van die kerk. En dan gaan ons deel. Ek gaan vra met elke oog toe, elke hoof gebuig. As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om Jesus aan te neem as jou verlosser en saligmaker nie. As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om te sê ek kies Jesus nie. Elke oog toe, elke hoof gebuig, wil ek jou geleentheid gee vanoggend. Net vinnig jou hand op te steek en te sak. Net waar jy is, kan jy vinnig jou hand opsteek en net sak. Dankie, Jesus. Ek gaan vra dat ons as 'n kerkfamilie hardop saam bid vir ons afsluit. Hemelse Vader, ek weet dat ek 'n sondaar is. En ek kom vandag na U toe. En ek kom vra vir vergifnis vir my sonde. Ek dank U vir Seun Jesus, wat aan 'n kruis gesterf het vir my sonde. Wat opgestaan het uit die dood. Ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak en om hom in te nooi as my verlosser en my saligmaker. Ek kies vandag om my lewe opnuut aan U te wy. Ek bid dit in Jesus naam. En almal sê